Salams and welcome. Thank you for joining me in part number 46 of the Afrikaans reading of the Holy Quran through the Heilige Quran. The Heilige Quran by Imam M.A. Baker. May Allah subhanahu wa ta'ala reward him abundantly. Please get your own personal copy, free copy of the Quran from the IGM 031 304 6883 or the IPCI 031 306 002607 or from the MJC 021 6844 606 or from Shwani from Muhammad's Hardware 012 374 6102, and that's where I obtained my personal copy of the Heilige Quran from my friend Jones Yunus Musa's insurance brokers, who obtained it from Muhammad's Hardware and brought it to my table. Alhamdulillah, we are busy with chapter number 2. We have completed chapter number 1. We are busy with chapter number 2, and remember, there are 114 chapters in the Quran. So we are busy with Surah Al-Baqarah, comprising 286 verses, making it the longest chapter of the Holy Quran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Surah hoofstuk 2, decree. Surah 2, Surah Al-Baqarah. Episode 46, part number 2, afdeling 31, voorsinning vir geskeide vroue en weduwees. Daar sal geen skuldlas op julle rus, as julle van vroue skei wat julle nog nie aangeraak het, of voor julle nie vir hulle 'n bruidskat vasgestel het nie. Maar maak voorsiening deur 'n geskenk vir hulle. Die ryk persoon ooreenkomstig sy vermoë en die arm persoon ooreenkomstig syne. 'n Voorsiening volgens gebruik. Dit is 'n verpligting vir die deugdsame. En as julle van hul skei voordat julle hul aangeraak het, maar reeds 'n bruidskat vasgestel het, skenk dan die helfte daarvan, tensy hulle die kwytskeld of hy wat die huweliksband in sy hand het daarvan afstand doen en die volle bruidskat skenk. En om die bruidskat te skenk is nader aan geregtigheid en godvreesendheid. Vergeet ook nie om geskenke van goedgesindheid aan mekaar te gee nie. Wat is goedgesindheid? Die fadl. Die fadl. Goedgesindheid is die fadl aan mekaar te gee nie. Voorwaar Allah sien wat julle doen. Waak oor julle gebede en veral die middelste gebed en stel julself met eerbied voor Allah. Maar as julle in gevaar verkeer, doen die rituele gebed terwyl julle loop of ry. Maar wanneer julle veilig is, dink dan aan Allah, soos hy julle geleer het, toe julle nie geweet het nie. En die van julle wat sterf en vroue agterlaat, moet in jul testament voorsiening maak vir lewensonderhoud en verblyf wie 1 jaar. En as hulle vanself weggaan, dan sal julle sonder skuld wees, omdat hulle dit aan hulself op 'n wettige wyse gedoen het. En Allah is almagtig, vol wysheid. En verskeide vroue moet daar billike voorsiening gemaak word. Dit is 'n verpligting vir die godvreesendes. Allah maak sy tekens op hierdie wyse aan julle bekend, sodat julle mag verstaan. Amen. So this brings us now 46, 47. Please join me in the next episode, which is episode number 47 of Surah Al-Baqarah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen.